susters en kinders, hartlik welkom in die erediens. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons sit net so dan en bid ons saam. Troue Hemelse Vader, ons dankie dat ons op hierdie oggenduur hier by mekaar kan wees. Ons wat 'n lig vir die nasies is, deur wie die volkere kan toestroom om U te verheerlik en U naam groot te maak. Ons bely ons sondes voor U, maar ons dankie dat Jesus daarvoor betaal het. En daarom bid ons gebed in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, ek het 'n boodskap laat uitstuur, om te sê, julle moet asseblief Rut voor die tyd lees. Julle het gekry. Julle het gedoen. Dit klink nie baie oortuigend, né? So, ons praat eintlik so in totaliteit oor die hele boek Rut vandag. Dit is nie baie lang boek nie, maar as ek 'n hele boek moet lees, gaan dit nog steeds lank wees. So ek het so 'n paar seleksies, uit veral hoofstuk 1 en 4, maar kom ons lees saam. Ek lees uit die 2020 vertaling. Dit is 'n redelik bekende storie, maar kom ons lees en herinner ons net aan wat gebeur het. In die jare toe die rigters nog geregeer het, was daar hongersnood in die land. 'n man van Bethlehem in Juda het in die gebied van Moab gaan bly as vreemdeling, staan daar letterlik in Hebreëus. Die tydelik staan nie daar nie. Hy het gaan bly as vreemdeling in die land Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. Die man se naam was Elimelech, sy vrou was Naomi en sy 2 seuns se name was Maglon en Giljon. Hulle was van die Efrata familie uit Bethlehem in Juda. Hulle het in die gebied van Moab aangekom. Terwyl hulle daar was, is Naomi se man Elimelech dood en is sy en haar 2 seuns agtergelaat. Hulle het Moabitiese vroue geneem. Die een se naam was Orpa en die ander se naam was Rut. Hulle het so wat 10 jaar daar gebly. Toe is ook die 2 seuns, Maglon en Giljon, dood. Die vrou het alleen agtergebly sonder haar kinders en sonder haar man. Sy het toe gereed gemaak om met haar skoondogters terug te keer na die gebied van Moab, want sy het daar in die gebied van Moab gehoor dat die Here na sy volk omgesien het deur vir hulle brood te gee. Sy is toe weg uit die plek waar sy gewoon het, na 2 skoondogters is saam met haar. Op pad terug na die land Juda sê Naomi vir die 2 skoondogters, julle moet maar liewer teruggaan, elkeen na haar eie ma toe. Dan som ek net so op, Orpa draai om, Rut met haar bekende belydenis gaan saam. Rut het geantwoord, waar u gaan, sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God, waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf, as ek nie woord hou nie, net die dood sal ons skei. Toe Naomi sien dat sy beslote is, saam te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. So het die 2 van hulle toe aangestap, tot hulle by Bethlehem aangekom het. Toe hulle in Bethlehem aankom, hierdie gedeelte is ook belangrik, was die hele dorp in rep en roer oor hulle. Vroue sê vir mekaar, is dit werklik Naomi? Sy het vir hulle gesê, moet my nie Naomi beteken die lieflike, die pragtige, die lieflike. Moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara. Mara beteken bitter. Moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het dit vir my baie bitter gemaak. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom my Naomi noem, terwyl die Here my teenstander geword het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het. So het Naomi teruggekeer, haar skoondogter Rut, die Moabit, het saam met haar teruggekom in die gebied van Moab. Hulle het in Bethlehem aangekom aan die begin van die garsoes. Dan in hoofstuk 2, Naomi het aan haar man se kant 'n familielid gehad, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech met die naam van Boas. Rut, die Moabit, het vir Naomi gesê, kan ek maar na die lande toe gaan en by die gerwe iemand agter wat my goedgesind is, ek gaan are optel. Gaan maar, my dogter, het Naomi haar geantwoord, sy het geloop en gaan are optel in die land agter die snyers. Dit was toe so dat die deel van die land
aan Boas uit die geslag van Elimelech behoort het. Dan is net so opsommend, Boas het sekerlik geweet van Rut, en hy sien haar raak. Baie mense dink dat dit liefde met die eerste oogopslag was, klink nogal so, en dat hierdie eintlik 'n liefdesstorie is. Boas doen dan allerlande dinge om vir Rut te bevoordeel, en sy gaan terug na haar skoonma toe. In hoofstuk 3 lees ons, Naomi, Rut se skoonmoeder, het vir haar gesê, my dogter, moet ek nie vir jou 'n tuiste soek waar dit met jou goed sal gaan nie. Nou ja, Boas, wie se werkers jy gevolg het, is mos familie van ons. Hy gaan vanaand by die dorsvloer gars uitwan. Was jou, hulle het nie so gereeld gewas nie, né? So, maak seker, was jou, smeer geurige olie aan, trek jou beste klere aan, gaan af na die dorsvloer toe. Maar moenie dat die man weet dat jy daar is voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. As jy gaan slaap, maak seker van die plek waar hy lê, gaan dan nader, maak sy voete oop en gaan lê daar. Hy sal dan self vir jou sê wat vorentoe moet gebeur. Rut het geantwoord, ek sal alles doen wat jy sê. Dan net opsommend, Boas is haar goedgesind. Hy sê selfs, al my mense in die dorp weet immers dat jy 'n deugdsame vrou is. Hy onderneem om te poog om die lossingsreg toe te pas. Ek sal later nou meer sê. Hy stuur haar weg met oorgenoeg kos vir haar en haar skoonma, meer as wat hulle nodig het. En dan Rut 4, Boas het in die dorpspoort gegaan en daar gaan sit. Juist toe kom die ander losser. Laat ek net gou sê, losser is iemand wat jou mag loskoop. As 'n vrou se man dood is sonder dat hulle kinders gehad het, dan kan die losser daardie vrou koop, bekom as vrou, en sy word dan kinders wat sy het, word dan kinders van die nageslag of nageslag gereken van die broer wat dood is, die leviraatshuwelik, die broershuwelik. Ek weet nou nie hoe sal dit gaan vandag as ons, maar kom ons vergeet dit. So, daar was iemand anders wat ook 'n losser was, wat nader was as Boas, en wat eerste reg gehad het om vir Rut te bekom, as ons so kan sê. Maar Boas het in die poort gaan sit, en hy sien die ander losser, van wie hy gepraat het, daar verbykom, draai af hierheen, kom sit hier, sê Boas vir hom. Man het afgedraai en gaan sit. Boas kry toe nog 10 manne van die dorp se oudstes, en sê vir hulle, kom sit hier, ek som 'n bietjie op. Hy vra toe die ander losser of hy sy reg wil uitoefen, hy wil nie. Dan lees ons in vers 9, daarop sê Boas vir die oudstes en al die mense, vandag is julle getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Chilion en Maglon behoort by Naomi oorneem, en ook Rut, die Moabiet, die vrou van Maglon, neem ek vir my oor as vrou, om in die naam van die oorledenes hulle familie besit te laat voortleef, en sodat die naam van die oorledenes nie onder die familie en uit die poort van sy woonplek verdwyn nie. Julle is vandag getuies daarvan. Al die mense wat in die dorpspoort was, oudste sê toe, ons is getuies, mag die Here gee dat die vrou wat in jou huis inkom soos Rachel en Lea sal wees. Hulle het baie kinders gehad. Geboorte van Obed, in vers 13, Boas het Rut by hom geneem, het sy vrou geword, het by haar ingegaan en die Here het haar laat swanger word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. Die vrou het vir Naomi gesê, die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie. Naomi het die kind geneem, op haar skoot gesit en sy pleegmoeder geword. Die buurvroue het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê, 'n seun is vir Naomi gebore en het hom toe Obed genoem. En dan so 'n bietjie opsommend, Obed was die vader van Isai, Isai die vader van Dawid. Boas het vir Obed verwek, Obed vir Isai, Isai vir Dawid. So hierdie baba, hierdie seun Obed is die oupa van 'n grootjie van Dawid. Veral in hoofstuk 1, 'n man van Bethlehem in Juda het tydelik of gaan woon in die gebied van Moab. Hoewel die woord wat gebruik word nie tydelik woon is nie, maar as vreemdeling gaan woon. Naomi wat sê, moet my nie Naomi noem my Mara, die Here het aan my kwaad gedoen, en dan uiteindelik Boas wat sê, ek neem haar as my vrou, om vir haar man Maglon 'n nageslag te verwek. Kom ons sluit die oë. Here, ons sê vir U baie dankie dat ons na U woord kon luister, en dat ons nou ook dit kan oordink. Geef vir ons insig en wysheid, dat ons sal verstaan
wat u vir ons sê. Hoekom is rit in die Bybel? Gee dat ons dit sal verstaan en dat ons die boodskap daarvan ons eie sal maak. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dit is nog maar eenmaal in die lewe so, dat dinge verkeerd loop in 'n mens se lewe. Ek wil amper sê, dis onvermydelik. Die lewe loop nie altyd soos wat 'n mens beplan, hoop of verwag nie. Op elke terrein van die lewe kry mens hierdie terugslag. Teleurstellings is ons elkeen se voorland. Maar dis wanneer hierdie teleurstellings op 'n mens se pad kom, dat jy begin nadink en planne maak. Jy herbesin, jy herbeplan, jy wil skadebeheer toepas, jy wil nuwe opsies begin ontgin. Vanoggend se teksgedeelte vra, een van die groot vrae wat dit vir ons vra is, as jy begin om planne te maak in die tyd wat dinge verkeerd loop, is jou planne in lyn met God se wil? Dis die vraag. Beplan jy in verantwoordelikheid voor die Here hoe jy jou planne gaan verander wanneer dinge verkeerd loop? Mense raak ons bietjie paniekerig. Daai planne wat jy begin maak, kan hulle die toets van God se woord, God se wil deurstaan. Voordat ons nou verder gaan, daarom net eers 'n bietjie agtergrond en gee my 'n minuut of 2. Ons het in die aanddienste begin om te praat oor God se wil. Klompie reeks, 'n kort reeks oor God se wil. Ek gaan 'n bietjie vanoggend verder daarmee en vanaand weer nog. En ons het nou al 'n paar belangrike dinge gesien oor God se wil. Die grootste ding waarskynlik oor God se wil is dat ons op die regte manier moet dink oor God se wil, want baie keer maak ons asof God se wil oor ons gaan. Maar dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hom. So as ons dink oor God se wil baie keer, beteken dit dan vra ek vir myself, watter vrou moet ek trou, watter man moet ek trou, watter werk moet ek doen, is dit nou tyd vir my om Kaap toe te trek, is dit nou tyd, so dit gaan baie keer dan, dat ons vra oor God se wil, dan gaan dit oor my. Ons wil eintlik so half hê, God moet 'n seël plaas op ons besluite. Maar met hierdie soort van benadering tot God se wil, kry jy eintlik alles net mooi verkeerd om. Want eintlik is God se wil grootliks bekend. Dit is geopenbaar. En die Bybel self leer ons, in geen onsekere taal nie, wat God se wil is vir ons. En dit is vir my en jou om eenvoudig by God se wil in te pas. Daarvoor te buig. Hy's God, ons skepsel. Dis in hierdie sin, in hierdie opsig wat Jesus ons ook leer om te bid, laat u wil geskied op die aarde net soos in die hemel. Luister mooi daarna. Laat u wil geskied hier op aarde net soos wat dit reeds in die hemel geskied. So, as 'n mens wil weet wat is God se wil, dan moet 'n mens eintlik opkyk en in die hemel inkyk. Want daar is God se wil reeds besig om te gebeur. Wil jy weet van God se wil? Kyk in die hemel op. Nou sê jy vir my dalk, ja, maar hoe moet ek nou in die hemel opkyk? Ek sal vir jou sê hoe. God se woord gee vir ons Openbaring 5, onder andere. Wat vir ons 'n blik gee op God se troonkamer. En die hoofsaak van wat geleer word in daai eerste gedeelte van Openbaring 5, is dat alles en almal, die 4 lewende wesens, die engele, die miljoene engele in gereedheid, wat in gereedheid staan, die 24 ouderlinge, wat die kerk is, alles en almal is in 'n kring rondom God se troon en hulle roep uit,
groot is die Here, halleluja, loof die Here. Dit is God se wil, dat alles en almal in die skepping God sal groot maak, God sal verheerlik. Hulle buig, hulle plaas hulle trone voor God se troon. Hy is God, ons buig voor hom, hy is ons God. En dit, my broer en suster, is wat God se wil vir my en jou is. Dat ons voor hom sal buig, hom sal eer, hom sal aanbid. Sy aangesig sal soek. En daarom, as ons 'n keuse maak met wie ons wil trou, as ek wil weet watter beroep moet ek volg, dan moet ek vra, hoe gaan ek met God verheerlik met my gawes? As ek met hierdie vrou of hierdie man trou, hoe gaan dit God verheerlik? As ek Kaap toe trek, hoe gaan ek God verheerlik? As ek hierdie besluit neem, hoe gaan dit God verheerlik? Hoe lê ek my kroon voor God se troon wanneer ek hierdie of daardie besluit neem? Ek hoop jy kan die prentjie kry. Maar Openbaring 5 leer ons ook so 'n bietjie meer nog. Het leer vir ons dat God besig is om 'n plan uit te voer. Ons noem dit sy raadsplan. En dat hy op pad is na 'n eindpunt toe met die skepping. Die eindpunt van hierdie bedeling waarin ons leef. So Openbaring 5 wys dat elke knie voor hom sal buig, elke tong sal bely dat hy Here en Skepper is. Maar dan sien ons ook dat die Vader in sy hand 'n boekrol het, 7 seels daarop, en daar word gevra, wie kan hierdie boekrol oopmaak? En daar's niemand in die hemel of op die aarde wat hierdie boekrol kan oopmaak nie, behalwe die geslagte lam, die leeu uit die stam van Juda. Wat beteken? Dat God se raadsplan vir hierdie wêreld ontvou word, soos wat Jesus die seels van God se raadsplan oopmaak. Dis wat dit beteken. In die boekrol in die hand, God se raadsplan gaan in vervulling deur die eeue heen, soos hierdie seels oopgemaak word. So wat is dan die bedoeling of die doelwit van hierdie raadsplan van God? Baie eenvoudig. Dat verlore mense met God herenig sal word. Dis dit, deur geloof in Jesus Christus. Dit is God se raadsplan deur die eeue heen. Dis waarmee hy besig is. Dis hoekom ons altyd sê ons is 'n evangeliserende kerk. Ons moet die evangelie aan mense oordra sodat mense met God versoen kan word deur geloof in Jesus Christus se offer. Want die oomblik as mense met God versoen is in Jesus Christus, onmiddellik begin hulle om God te verheerlik en sê, halleluja, loof die Here, hy is my redder, hy is my saligmaker. En dan, wanneer die getal van die uitverkorenes vol is, breek die wederkoms van Jesus aan. Dan sal alles in die skepping die Here eer. Openbaring 5:13, die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, hoor die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, amen, die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Dis God se wil. Dat ons Jesus leer ken, en dat ons nou reeds hom sal eer, God sal eer as ons koning. Dis dit. Dis God se wil. Hoe hy wil dat ons leef word vir ons geteken in die woord. Hoe dit gebeur word vir ons uitgestippel in die Bybel. Dis God se wil om met hom versoen te wees in Jesus Christus. En dan leef ons sodat hy verheerlik word. Elke besluit wat ons dus neem, moet gevra word, hoe gaan dit die Here se naam groot maak? Kom ek verfyn dit daarom net so klein bietjie. Ons kan, as ons nou wil tegnies raak sê, daar is daarom 2 kante aan God se wil. Dit wat ons noem die geopenbaarde wil, dit wat in die Bybel geskryf staan, dit wat ons voor, jy mag nie moord pleeg nie. Wil jy daaroor redeneer? Jy kan nie daaroor redeneer, jy mag nie moord pleeg nie. Dis dit, dis God se wil. So hy leer ons dit. Maar daar is ook 'n verborge wil van God, iets wat mens eintlik nie voor die tyd weet, wat hy nie voor die tyd in die Bybel sê nie. En dis goeters wat jy kan weet na dit klaar gebeur het. En dit is dinge wat deur die bestuur van God
of deur die geskiedenis tot 'n punt kom in Jesus Christus. So wat is God se wil? Dat ons Jesus nou sal leer ken en dat ons lewe nou reeds hom sal eer as ons koning. Herhaal ek nou. Sommige van hierdie dinge in God se raadsplan of sy verborge wil, sê ek, weet ons nie eers van nie. Ons sal nou, hoekom, dit is nie die punt van hierdie preek nie, hoekom het ek 'n baba verloor wat 'n maand oud is? Dis in God se verborge wil. Ons sal dit nie weet nie. Hoekom kan ons nie swanger raak nie? Dis in God se verborge wil. Dalk kry jy nooit eers 'n antwoord daarop nie. Ander dinge kan jy na die tyd sê, ja, ek moes met Donsie trou, want ek is met haar getroud. So, die Here het dit so bestuur. Dit is hoe dit is, God se wil. So wat het Rut nou hiermee te maak? So, kom ons maak net seker, ek druk myself mooi duidelik uit, God se wil is dat ons hom sal verheerlik, en ons doen dit deur te lewe, op 'n manier wat hy vir ons sê. Party goeders weet ons voor die tyd, party na die tyd. So, wat het Rut hiermee te maak? Ek dink, hierdie twee aspekte van God se wil, word pragtig in die boek Rut geïllustreer. Boas en sy gesin is mense wat die Here ken. Hulle is deel van die verbondsvolk. En hulle bly in Bethlehem. Bethlehem letterlik beteken in Hebreëus huis van brood. Deel van die beloofde land. God het gesê, ek stuur julle na 'n land wat oorloop van melk en honing. En nou bly hulle in Bethlehem, in die stad van brood. En daar's hongersnood. So hulle was geroep om te weet dat God vir hulle sal sorg op een of ander manier. God het beloof hy sal vir sy volk sorg. Maar nou is daar hierdie krisis. Daar's nie meer brood in Bethlehem nie. En hulle moet 'n besluit neem. Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons dit hanteer? Sal hulle 'n besluit neem wat op die Here vertrou? Dat hy sal voorsien ten spyte van die krisis? Daar was sekerlik sulke opsies oop, want ander mense soos Boas het oorleef. So daar was 'n manier waarskynlik, nie waarskynlik, daar was maniere. So wat doen hulle? Wat se besluit neem hulle? Hulle besluit om te gaan woon in die land Moab. Moab was deur die Here vervloek. Dit was van die grootste vyande van die volk van die Here. Om baie redes, ek gaan nie in detail daarop in nie, maar daar staan byvoorbeeld in Deuteronomium 23 vers 3, geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here kom nie. Selfs hulle 10de geslag mag nooit in die vergadering van die Here kom nie. Die Here was kwaad vir die Moabiete. Gaan lees dit maar self op. Die Here het 'n afskeid aan hulle gehad oor hulle en hulle sonde. Net een insident in 2 Konings 3 word vertel van 'n oorlog tussen die Moabiete en die Israeliete. En toe die Moabiete besig was om te verloor, lees ons, toe vat die koning van Moab sy oudste seun wat in sy plek sou koning word en offer hom as 'n brandoffer op die stadsmuur. Voor die Jode, terwyl Israeliete wat kyk, vat hy sy eie seun en hy verbrand hom daar op die muur. Hy offer hom aan Chemosh. Dit het die Israeliete so geskok dat hulle daarvan vertrek na hulle eie land teruggegaan het. So hierdie word eintlik 'n geloofstoets vir Elimelech. Op wie vertrou hulle? Op God of op hulle eie planne? So nou weet ons, hulle het na Moab toe gegaan. Maar Boas se plan boemerang. Elimelech sterf. Die seuns wat intussen met heidense Moabitiese vrouens getroud is, sterf. Hoor hoe kla Naomi toe sy terugkom. Moet my nie Naomi noem nie, noem my Mara, want die Almagtige het dit vir my baie bitter gemaak. Met 'n vol lewe is ek hier weg, maar die Here het my leeg laat terugkom. Waarom my Naomi noem terwyl die Here my teenstander geword het en die Almagtige my kwaad aangedoen het. Ek wil 3 dinge uitlig uit hierdie. Die eerste ding is, as 'n mens se planne, as jy planne maak wat nie in lyn is met God se geopenbaarde wil nie, kan jy nie seën daarop verwag nie. Hoor dit mooi.
As 'n ding in jou lewe verkeerd gaan, en jy maak 'n plan om dit te hanteer, en jy maak nie 'n plan wat in lyn is met God se geopenbaarde wil nie, kan jy nie seën op daardie plan verwag nie. Ek lees ander dag van 'n charity, wat noem mense dit, 'n barmhartigheidsgroep. 'n Kerk wat 'n kinderhuis het. Nou was 'n groot berig met fotos. Hoe wonderlik is dit om geld van Lotto te ontvang. Dink julle dis 'n plan wat die seën van die Here kan verwag? As jy dubbelgeld vat? Ek weet nie. Maar dink aan my en jou persoonlik ook. Het jy geldprobleme? Hoe gaan jy dit hanteer? Wat 'n plan gaan jy maak? Gaan jy 'n loan shark soek? Gaan jy 'n bietjie by jou baas vat? Gaan jy dalk ietsie nie verklaar nie aan ontvanger nie? Jy kry die idee. Het jy huweliksprobleme? Los die ou vrou, soek vir jou 'n ander vrou. Dit is maklik. Het jy familieprobleme? Moet net nie met hulle praat nie. Los hulle uit. Het jy werksdruk? Skinder oor jou baas. Het jy 'n probleem met jou humeur? Kry vir jou 'n slaansak. Of slaan jou vrou. Of jou man. Is jy verveeld? Het jy tienerprobleme? Of sit jy self met, is jy 'n tiener met tienerprobleme of het jy 'n tiener? So sal ons kan aanhou. Wat se planne maak ons wanneer dinge verkeerd gaan? Waar soek jy jou antwoorde, jou oplossings? Is God se wil dat jy sal besluite neem wat in lyn is met sy geopenbaarde wil. En as jy nie weet nie, vra. Dis hoekom dominees en beraders daar is. Praat! Vra, wat sê die Here vir my, hoe moet ek hierdie saak hanteer? Maar moet net nie planne maak wat in stryd is met God se wil nie. Nommer 2, en hierdie is eintlik die tragiese. Het jy ook opgelet wat Naomi sê? Luister net, die Almagtige het dit vir my bitter gemaak. Die Here het my leeg laat terugkeer. Die Here het my teenstander geword. Die Almagtige het my kwaad aangedoen. Wat doen sy? Sy neem besluite saam met Elimelech, wat nie die toets van God se wil kan deurstaan nie, en dan blameer sy die Here. Die Here het dit aan my gedoen. Geliefdes, om terugslag en tragedie te verwerk is nie maklik nie. Nie in die minste nie. En niemand wil enigiemand se hartseer ontken of minimaliseer nie. Maar ons moet tog so versigtig wees dat ons die gevolge van ons verkeerde besluite nie aan die Here toedig nie. Hoeveel keer sien ons dit nie? Mense verkeerde besluite neem en dan gaan dit verkeerd en op die ou en draai hulle rug op die Here. Sê, waar is die Here toe ek hom nodig het? Maar waar was die Here toe jy hom nodig gehad het om sy wil te volg? So nommer 3. Mens kan altyd na die Here toe teruggaan. Mens kan altyd na die Here toe teruggaan. Altyd terugdraai. Naomi neem die besluit om terug te gaan. Het sy die regte motief gehad? Ek weet nie. Sy hoor daar is weer brood in Bethlehem. Gaan sy om die Here te gaan dien? Dit lyk nie vir my op hierdie stadium so nie. Sy gaan net omdat daar brood is. Sy gaan agter brood aan. Maar ek dink dit is alles ook deel van hoe die Here werk. Wanneer ons besluite begin boemerang, dan begin ons dink. En dan kan ons 'n pad terug begin vind. En op hierdie terugpad van Naomi openbaar die Here eintlik juis iets massiefs oor sy verborge wil. Daai wil wat ons eers na die tyd kan ontdek. Sy raadsplan. Die Here begin met hierdie deel van sy plan met die verandering wat in die hart van Rut plaasvind. Nie Naomi nie, Rut. Daar is eintlik iets wonderwerkagtigs, né, in hierdie verandering in Rut.
Hier gaan sy trou in 'n familie wat wegloop van die Here af, die kinders gaan dood, pa gaan dood. Dit klink nie na mense wat vir haar vertel van die Here nie. En haar skoonma sê vir haar, man, gaan terug na jou heidense gode toe, gaan terug na jou ma toe, gaan kry vir jou 'n man daar by die Moabiete, gaan weg. En ons ken nou Orpa se stories uit omgedraai. Maar Rut, ten spyte van die wanverhouding met God en hierdie blameer van God, sê sy daar, waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk en u God is my God. Selfs al het Naomi Mara geword, gebeur daar iets wat Rut in die verbondsgod laat vertrou. Ek kan dit net toeskryf aan die werk van die Heilige Gees. En so begin die dieper openbaring van die Here in hierdie eenvoudige boekie met die naam Rut. Geliefdes, vir baie eeue lank het Bybelverklaarders Rut vergeestelik. Ons noem dit 'n allegoriese verklaring gegee. Dit beteken dat die eenvoudige en letterlike verstaan van die boek bietjie op die agtergrond geskuif word, en dat die skadubeelde na Jesus gesien word as die eintlike betekenis van hierdie boek. Ek gaan dit nou verduidelik. Om net 'n voorbeeld te gebruik. Hooglied. Hooglied is 'n boek oor liefde tussen 'n man en 'n vrou. Maar as jy dit so lees, dan is dit nogal, ek weet nie of jy jou klein kindjie dit wil laat self lees. Dis ernstige liefdesstories. So die mense het gesê, die middeleeue het gesê, nee, het gaan nie oor 'n liefdesbrief nie, het gaan eintlik oor Jesus in die kerk. Die bruid is die kerk en Jesus is die bruidegom. Dis eintlik waaroor dit gaan. So lees die boek Hooglied nie oor liefde tussen man en vrou, maar lees dit oor die liefde tussen Jesus en die kerk. So baie jare lank en eeue lank, het die mense die boek Rut gelees, asof Boas net 'n voorbeeld, 'n tipe, 'n skadubeeld is van Jesus. Het gaan nie oor Rut en Boas nie, het gaan eintlik oor Jesus en die volk. Nou wil ek dadelik sê, dis daarom nie heeltemal verkeerd nie. Ek sal nou terugkom daarop. Daar is 'n dieper tipologie, noem ons dit, in die persoon van Boas. Maar die boek moet ook letterlik verstaan word. Dis is om aanbied. En dit is 'n liefdesstorie. Ek sal nou terugkom na Boas as 'n tipe skadubeeld. Maar hoekom is die boek Rut dan in die Bybel opgeneem? Hoekom is die boek daar? Wat is die boodskap van hierdie boek? Het kom in die heel laaste stukkie na vore. Vers 17, die seun word gebore, Obed word gebore. Die buurvrou het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê, 'n seun is vir Naomi gebore en hom toe Obed genoem. Obed het vir Isaai verwek en Isaai het vir Dawid verwek. So eerstens, daar is herstel vir Naomi. In hierdie hele proses kom daar op een of ander manier vir Naomi vrede in haar hart. Die Here gee vir haar weer 'n seëning. En dis die genade van die Here. Sy het weer 'n nageslag, haar lewe word weer vol, verskeie maniere wat nie nou belangrik is in die predik. En die tweede plek, Dawid is natuurlik die aardse voorouder van Jesus self. En onthou nou, wat is God se raadsplan? Jesus, wat aan mense bekend word, en deur geloof in hom, word ons versoen met God. So God is besig met die vervulling van sy raadsplan, deur Obed, deur Naomi en Rut. In die Ou Testament, waar hierdie Rut is, word daar beloof dat daar 'n verlosser gebore gaan word. Nuwe Testament leer ons hom ken, sy naam is Jesus Christus. Saligmaker, ons verlosser. So maar op hierdie manier begin die Here om as ware uit die dood uit hierdie haglike omstandighede, begin hy 'n nuwe lewe. Die nuwe lewe wat uiteindelik vir ons ook sal aanbreek in Jesus Christus. In daai gebeure bring hy weer hoop. En Jesus is die hoop vir die nasies.
Want as jy die geslagsregister van Jesus gaan lees, is een van die name wat daar genoem word, daar word 4 vroue genoem. Een van die name is die van Rut, die Moabitiese, die vervloekte. Die Moabiete mag selfs tot in die 10de geslag nie in die tempel ingegaan het nie. Maar waar eindig Rut? Begin by 'n Moabiet en 10 geslagte verder by Dawid. God is 'n God van liefde, van genade. Dawid, die aardse voorouder, die 10de geslag van 'n Moabitiese vrou. So ek en jy, ons is nie Jode nie. Een van julle 'n Jood? Niemand volunteer nie. Ons is nie Jode nie, ons is Christene uit die heidene nasies. Ons is soos die Moabiete. Obed was gebore tot seun van Naomi, maar hy is ook gebore tot seun van ons, die nasies, my en jou. Hy, Jesus, is die vergestalting van God se genade aan 'n verlore wêreld. En derdens, is Boas tog ook iets van 'n tipe of 'n voorbeeld of 'n afbeelding van Jesus. Ek gaan nie lank hieroor praat nie. Boas is die een wat vir Rut loskoop op die pad van herstelplaas. Dis presies wat Jesus doen. Hy koop ons los van ons verlorenheid, van die sonde, van die Satan. Hy koop ons met sy bloed, sodat ons God kan verheerlik en sy naam groot maak. Geliefdes, die wêreld, die lewe, stuur baie keer op ons curveballs af. Spinners, opslaanballe, en ons moet besluite neem oor hoe ons dit hanteer. Dit is God se wil, dat ons dit binne sy wil sal hanteer, sodat ons hom verheerlik. Dis tog die lewe van 'n disipel, om hom te eer. Maar God dank, my broer en suster, God se raadsplan het in werking gegaan, en ons is met hom versoen, in en deur Jesus Christus. Daar is vir ons geen verskoning meer om verkeerde besluite te neem nie, want ons staan onder die bestuur van die Heilige Gees. En daarom mag ons weet, soos Romeine 8:37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Ons Vader, ons dankie dat ons na U woord kon luister. Dankie dat U ons oproep om U te aanbid. En U word aanbid wanneer ons U wil doen. En daarom vra ons dat al ons planne, al ons gedagtes daarop gerig sal wees om U naam groot te maak. Vergewe ons vir al die kere wat ons planne gemaak het wat nie U wil omvat het nie. Dankie dat U vir ons altyd die kans gee om terug te keer en van vooraf te begin. Dankie dat U lewe uit die dood gee in en deur Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.